En ek hoor dit 'n derde maal, ek weet nie wat die intervalle was. En ek word wakker met hierdie woorde. The devil's in the detail. Nou weet ek al, as die Here so met my praat, dan is in my gees besig, want hy praat nie my sielsdimensie nie, alhoewel my brein wat in my sielsdimensies dit optel, praat hy in my gees. Die gees kodeer dit deur na die sielsdimensie toe. Jou siel moet dit nou vat of jy moet dit los. En ek ervaar hierdie is van die Here af. En terwyl ek besig is met die Here, die dag of 2 daarna het ek besef, die Here wil graag met ons deel. En daar is nie 'n mooi Afrikaanse woord of 'n metafoor vir hierdie Engelse gesegde nie. Ons kan net sê die duiwel, ons kan nie sê hy is in die, ek weet nie, is 'n ander woord vir detail, miskien die fynskrif. Duiwel is in die fynskrif. Daarom wil ek vir u sê vanmôre dat by elke kontrak, by elke huis, voertuig, wat jy ook al koop, is daar altyd fynskrif betrokke. Saam met my. En die Here vat my eerstens, ek het net 2 verse wat ek wil lees vanmôre. Die eerste een is in Prediker. Prys die naam van die Here. Miskien moet ons begin hier in Prediker 10. Ons gaan net iets in terug. Prediker 10 vanaf vers 1. Baie 'n aardige skrifgedeelte. Dooie vlee wat die salf van die apteker stink. En aardig vir 'n boodskap net. En bederwe. 'n bietjie dwaasheid weeg swaarder as wysheid, as eer. 'n bietjie wysheid weeg swaarder as wysheid, as eer. Hoor wat sê hy. En as jy omlaai na Hooglied die 2de hoofstuk, 15de vers, dan sê hy, vang julle vir ons meervoud, die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel. En let op, dit is nie jakkalsies nie, jakkalse, dit is volwasse jakkalse wat klein is. Want die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. Miskien moet ons terugkom en net dit oplet dat hierdie is 'n brief. Dit is die Hooglied van Salomo wel, maar dit is die gesprek tussen 2 geliefdes. En as jy gaan kyk, dan sê in die hoofopskrif die Shinamitiese vrou, een van sy baie vroue, wat met hom in gesprek is, en dan vir hom sê, in hierdie gedeelte van die 15de vers, vang julle vir ons jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. En ek wil vanmôre met u praat oor wanneer die klein jakkalse kom om te verniel. En as jy teruggaan, sal jy sien wat hy sê in die eerste hoofstuk van Hooglied. En miskien moet ek dit ook net lees, die 6de hoofstuk. Moenie na my kyk omdat ek so breinderig is, omdat die son my verbrand het nie. Dit is die vrou wat met Salomo spreek. Die seuns van my moeder was toornig op my. Hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde.
En dan baie belangrik, my eie wingerd het ek nie opgepas nie. My eie wingerd het ek nie opgepas nie. Dit was deel van die kultuur van die tyd, as hulle dan die klipmure rondom hierdie wingerde gebou het, hulle klippe gepak, soos ons ouer mense met die skaapkrale en beeste kring, groot vierkante gepak het, of sirkels gepak het, en die beeste en bokke binne gehou vir beskerming, het hulle dan die wingerde en van hulle saailinge ook so beskerm. Maar jy moet steeds jou wingerd oppas. Jy moet steeds jou wingerd snoei om 'n goeie oes te kry. Elsa se oom het so seker 2 jaar terug by ons gekuier. En dit was in snoeityd en hy kry die snoeiskerpbeet en hy vra of hy hierdie wingerd van ons kan snoei. En hy het hom so ver terug gesnoei dat ek gedink dat ons het gewonder of hierdie besigheid ooit weer gaan lewe kry. Hy gaan nie meer draan nie. Ek het vir hom doodgesny. Jy kan dit in dood snoei ook. Maar weet jy, as ek hierdie jaar kyk, hoe dat daar die trosse drywe hang tussen die groen blare uit, dan besef ek dat hy het geweet wat hy doen. Want daar soms snoeitye in ons lewens, wanneer God kom, en wanneer hy moet kom snoei, dan is dit nie lekker. Wanneer hy die saag moet vat, en ek onthou my oupa met sy een been, hoe dat hy, dit was sy passieplante en rose en veral vrugtebome, hoe dat hy van die takke afgesaag het. Ek was 'n bietjie klein gewees, maar ek onthou hoe dat hy hierdie boom dan gesaag het, maar as kind verstaan jy nie. Dan verf hulle partykeer wit goed op, ek weet nie, julle sal nou weet, dit laat nie bloei nie, en daar moet die insekte in die, en daar is verskeie. Ek wil vir u sê, wanneer God toegelaat word om te kom snoei ons lewens, dan is dit te moeilik. Is daar groei. En jy sal die vrugte sien wat op daardie snoeiproses gaan volg. Ons grootste probleem is dat alle probleme wat in ons lewe kom, alle situasies reg oor die wêreld, en jy kan dit vat van 'n aardbewing af. Weet jy, begin 'n aardbewing met 'n effense beweging. As jy ewe skielik in die aardbewing daar, of die aardkorf skuif en 'n tsunami ontstaan nie, daar's eers beweging. En met elke probleem is daar vooraf tekens wat wys voordat die groot probleem kom. Jy kan dit regdeur trek in jou geestelike lewe, in jou huwelik, in jou verhoudinge, by jou werk, daar's altyd voortekens. Dis nie sommer net so nie. Dan weet ek 'n tyd terug, terwyl ek met my voertuig ry en die ou man oor pad, val daar 'n klip, 'n stuk steenkool van 'n trok af, en hy tref my windskerm. Maar hy vang hom net so dat daar so 'n klein chippie is op die windskerm, en ek is ongelukkig dat ek het nie baie lank terug aan 'n windskerm ingesit nie. Nou jy weet wat gebeur, terwyl jy ry, dan bly jy kyk nou vir hierdie chip, dit pla my, want ek weet nou nie wanneer hy begin, want begin met 'n chip, jy weet hoe werk dit, en dan begin hy loop, dan kraak hy in die volgende rigting, dan kraak hy in die volgende rigting, en dan het jy nog net een klip nodig, as jy windskerm uit. En elke situasie, my broer en suster, begin presies so. Dit begin met die klein jakkalsies. Die Here het met my baie duidelik gepraat. Jy sien dit dieselfde met my waterpyp nou, ek wil net so vinnig 'n voorbeeld noem. My tuinman roep my en sê, die pyplek, sê nee man Andries, ek sien niks water. Hy sê die pyplek, ek kom op by my watertank en ek begin die pype kyk, ek sien is nat hier, maar ek kan nie sien waar ek nie. En dis eers toe ek afsak, dis eers toe ek op my knieë gaan, dis eers toe ek onder is en ek kyk van die kant af, toe soos 'n fyn inspuitingsnaald straaltjie, wat hierdie pyp spuit, ongelukkig koperpyp, ek dink ek kan nie lek nie. Het 'n gaatjie gekry, was Johnny en hy spuit. Wat is die uiteinde daarvan? Die pyp gaan bars.
So hy klaar 'n swak plek. Jy sien dit toe gesien, toe besef ek, dit is wat moet gebeur, wanneer jy die eerste swak plek sien, en daar is tekens van 'n beweging in 'n verkeerde rigting, gaan na jou knie toe, weer praat met my, gaan na jou knie toe, en gaan kyk waar die probleem is, identifiseer dit, en van daarop begin jy dan na 'n oplossing kyk. Is ek reg vanmôre? En die probleem is, ons almal wag altyd tot die laaste. Jy die geraas in die voertuig, iets wat pla, iets wat 'n klank maak, iets wat 'n geluid maak, nou bly ons maar ry, met die hoop hy gaan nog hou. Tot op daai dag, dan is dit verby, dan gaan hy. Jy sien omdat ons soms, ek dink, nalatig is, word ons skade baie meer wat met ons gebeur in elke opsig, is reg? En ek wil vir julle sê, daar is een ding wat seker is, wat so vas staan soos nog iets vanmôre, is dat die vyand, Lucifer, is in die detail. En ek gaan myself kwalifiseer vanmôre. In elke fyn skrif van elke kontrak, kyk bietjie as jy TV kyk, elke program wat hulle maak, elke voertuig wat hulle adverteer, is daar in die onderkant T's and C's, terms and conditions. Termes en voorwaardes geld. Maar is so klein, 'n normale mens kan dit nie lees. En daar's 'n rede voor. En as ek wil sê, jy moet by kontrakte altyd baie mooi lees vir die fyn skrif wat hulle goed verskans. En die vyand het 'n manier om wat hy by sekere situasies kom, dit vir jou so goed laat lyk as wat dit kan wees, maar daar is 'n fyn skrif ingeskryf wat jy nie lees as jy nie deur die Gees van God daarop attent gemaak word. En ek wil die kerk vanmôre waarsku, as die eerste tekens daar is, maak nie saak waar dit is nie, en jy ervaar as 'n probleem, begin dit aanspreek, gaan eers nee toe. Hy het nie en is die deel van my middags nie hoor. Dit is sommer so opgekom. Dis soos die Gees van die Here werk. Gaan na jou knie toe en identifiseer, sê Here, ek sien hier is 'n werkplek. Want so seker as wat ons hier sit vanmôre, kry jy 'n probleem. En daarom is dit belangrik, as jy in jou geestelike lewe begin afvoel, as jy in jou geestelike lewe begin voel, ek is onder, ek het nie meer 'n uitweg nie, ek wil nie meer aangaan nie, ek wil nie meer hierdie situasies in my lewe hê nie, wil ek vanmôre vir mense in hierdie plek sê, gaan eers af na jou knie toe, en gaan soek sodat God se Gees vir jou wys, waar daar die lekplek is, want verseker gaan dit nie net bly by 'n gevoel nie, 'n gevoel gaan oor na 'n denkwyse, 'n denkwyse gaan oor na jou verbeelding, waar jy jou indink, hoe kan dit wees, en die einde van die dag, eindig het op vernietiging. Dis hoekom mense selfmoord pleeg. Ek weet nie hoe ek dit goed sê. Dis hoekom mense soms voel, ek wil nie meer aangaan nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê in die plek, dat die vyand agendas het, wat in geen boek in die wêreld opgeteken is, behalwe in die woord van God, waarin ons waarsku teen die agendas en daardie voorwaardes van die vyand. Want ek wil vir jou sê, hy het T's and C's, hy het termes en voorwaardes, en dit geld, en hy gaan vir jou gee en toelaat, hy sal vir jou voorsien, in sekere maniere, ja, dit klink snaaks voorsien, hy sal dinge vir jou gunstig maak, maar aan die einde van die dag, kos dit jou 'n prys. Die vraag is, wat gaan die prys wees? Gister terwyl ons by Bromiga se herdenkingsdiens was, en ons plaas sy as agter in die herdenkingsmuur by Stille Eden, besef ek weer, Here, hoe kort is die lewe nie, en hoe vinnig is die lewe nie. Was nou die dag nog het hy met sy Crocs en sy Chinese hemp gestaan,
Hy's 'n karakter op sy eie gewees. Altyd aan die lag. Altyd vriendelik. Altyd, want ek het hom geniet. In die begin toe nog gekjoeg. Die ou kon reik vir my arrogant. Maar aan die einde van die dag toe het ons mekaar mooi verstaan en mekaar mooi gevind. Tot hy in 'n roof kon saamwerk. Bo in die dak van die kerk, bo in die ligte, het hulle goed vervang. En Roof sê vir my, hy kan nie glo die gas weg nie. Weet jy wat? Dit laat jou besef die lewe is kort. En daarom is dit so belangrik vanmôre dat ons moet kyk waar die swak plekkies en die klein jakkalsies begin insluit, wat ek net op u verduidelik hoe hy werk. Wanneer hy inkom en wanneer die vyand met jou 'n kontrak sluit, en baie mense is alreeds in 'n kontrak met die vyand sonder dat hulle weet, hulle het alreeds die termes en voorwaardes aanvaar en dit geteken daarvoor. Weet jy wat teken jy daarvoor? Wanneer jy aanvaar waar ek is maar reg. Ek weet eintlik dis verkeerd. Maar ek het aanvaar waar ek is, al is dit nie eties korrek. Ek het aanvaar waar ek is, as dit maar reg is, as my liggaam nie meer reg is nie. Ek het aanvaar waar ek is, al kom ek iets oor. Ek het aanvaar waar ek is, al sê die woord, dit is verkeerd. En dit is waar die probleem kom, dan het ek eintlik alreeds geteken, dat ek die voorwaardes aanvaar. Maar ek vra u vanmôre in die naam van die Here, vra God om vir jou te wys, Here, die vyand-skrif, ek weet die vyand het 'n ander plan met my. Liewe daar, die jakkalse van die ooste was 'n kleiner spesie. Dit was die rooi jakkals gewees. En hierdie jakkals was ongelooflik intelligent. Wanneer hy gekom het, het hy nie gekom om 'n troeteldier te wees. Dan sê hierdie dame, dis die vrou wat aan die woord is, as jy na die konteks gaan kyk, vang vir ons die jakkalse, daardie klein jakkals, vang hulle vir ons. Ek wil sê hulle het hulle nie gevang en vrygelaat nie. As jy Engels. Dis nie 'n catch and release nie. Hulle het hulle gevang en hulle doodgeslaan. Want het geweet môre is hy terug in die wingerd. Jy sien, dit is die probleem. Die Christene wil vandag werk op 'n catch and release stelsel. Is reg. Ek sê die saak aanvaar en dan môre sal ek weer laat gaan. En dan sal ek maar weer in dieselfde ding terug en weer laat gaan. Want die Here is genadevol. Ek vir u sê vanmôre, wees versigtig dat ons God nie beproef ver bo kan wat God ons toelaat om gaan te laat beproef nie. Probleem is wat hierdie gedeelte sê, Hooglied 1. Ek het na my eie wingerd nie gekyk nie. Dis 'n geweldige saak. Hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde. Dis meer as net wingerd. En ek wil vir die kerk sê vanmôre, u en ek is aangestel om na mekaar se wingerde ook te kyk. En te kyk dat die welstand van my broer en my suster. Is ek reg? Geestelik, tydelik, ons is aangestel. En verder, my eie wingerd het ek nie opgepas. Vraag is vanmôre, pas ons eie wingerd op, my broer en suster. Dat jy van geestelik af, ek kan dit noem, die na mense verdwaal, deur die omstandighede, en hierdie liefdesverklaring tussen hierdie twee mense, wil ek vir sê, is net meer as tussen man en vrou. Daar word baie mooi goed in Hooglied gesê, daar word baie mooi dinge gesê, maar dit gaan verder, dit gaan eintlik oor die verhouding tussen God en die mens. Want die kerk is die bruid. Soos eintlik die bruid wat met die bruidegom praat. En sy vra, vang vir ons die jakkals. Ek wil vir u sê, as ons nie kan identifiseer nie, sal ons nooit die jakkalse en die klein jakkalsies uit ons lewens uit kry nie.
Want mense in omstandighede raak gewoond aan dit wat maar reg is. Hy kan inkom en in die skrifgedeelte is baie duidelik. En ek wil vir julle sê die sluiste dier wat daar amper is die jakkals. Jy sal kyk, hulle loop altyd met hulle kop half af. As jy hom in die dag raakloop wat ek op die wildtuin gekry het, is hy altyd ver, hy is baie skuur. Hy loop met sy kop af, hy is altyd in 'n jagmoed. Hy kyk waar hy kan verniel. Hy kyk waar hy kan steel. Hy bekruip alles om 'n aanval te loods. Daarom is dit gevaarlik dat ons kyk wanneer jakkalse kom, dat ons nie beroof word in ons omstandighede, dat die vyand kom om te steel en te vernietig nie. Probleem met die jakkals is 'n wesenlike probleem. Hulle wil hom domestifiseer, ek dink dit is 'n Afrikaanse regte woord. Hulle wil hom mak maak in die huis. Jy kan hom nie soos 'n hond groot maak. Tot op 'n sekere punt, dan kom sy jakkalstreke uit. Ja, hoor die Afrikaners sê, daar is 'n regte jakkals. Wat beteken hy slim man? Hierdie ou skelm. So daai streke kom uit wanneer daardie DNA wat in hom is, deurkom. Dit wat in sy bloed is, dit kom deur. En ek wil vir u vanmôre sê dat die vyand wat die jakkals is van in die wêreld, hy kan nie verander nie. Dit wat hy is, bly hy. En hy gaan altyd op die loer wees. Hy gaan altyd kyk waar hy kan vernietig, waar hy kan kom steel, waar hy net by jou 'n ingang kan kry. En laat ons eerlik wees, daar's niks so mooi soos 'n klein jakkalsie. Dis een van die mooi diertjies, met daai sterte so wol. Dis die mooiste diertjie met die fynste gesiggie. Die probleem is, as ek simbolies kan praat, vat baie mense jakkals se huis toe. En dan word ons om te roekel. Dis so mooi. Vry sterkie, praat mooi met hom. Maar hy word groot. En as die jakkals sal hom uitkom, en ek nou sê, gaan hy byt. Daarom vanmôre, kind van die Here, is dit belangrik, dat in die Bybelse tyd was hierdie klein rooi bruin jakkalse geweldig aktief gewees. En selfs met die klipmure, was hulle slim genoeg, as hulle 'n klimplek kon kry, kort beentjies, dan klim hulle die muur, maar meeste van die kere het hulle ondertong en deurgegrou. En dit is wat die vyand doen. Hy kom in jou wingerd in, dan ondergrou hy jou skermmure, jou geestelike skermmure. En voor jy kom kry, is daar 'n probleem iewers in jou lewe, in jou omstandighede. Hoeveel mense sit hier vanmôre wat jy al daardie pad geloop het nie? Die agterkom, joh, ek het iewers 'n geweldige verlies gelei. Iewers is daar van my gevat. Iewers is daar van my beroof. Ek wil nie sê, daarom is die vyand, hy is die opportunistiese vyand wat kom, en hy kyk net waar hy kans kry, soos die klein jakkalse, en elke keer as hy inkom, jy sien baie keer, dan sê ons, ag, gaan die sterie aan nie, want, dis 'n klein jakkals, wat kan hy doen? Hy kan nie my dood byt nie. Die gevaar is jakkalse dra, baie gevalle ons dood. En terwyl ek dit lees, so dink ek, Here, en veel mense sterf nie 'n geestelike dood, giftige dood, omdat die vyand hulle kom aanval nie. En daarom is dit so belangrik dat ons identifiseer, sê, Here, waar die krake is in my skermmure. Here, my vinger moet ommuur wees. My vinger moet toe wees met die salwende krag. Here, ek moet nie so die aanklag hier is, ek het my vinger verwaarloos nie. Ek moet daar wees om my vinger op te pas. Ek moet daar wees om my vinger te kyk en die jakkals te jag en hulle te vang wat ek moet vang. En dan kom ons in ons menslike bestel, dan Tydens ag, so onbenulligheid. Ons wat is 'n man en vrou, baie keer
dan net so 'n skerp woord. Praat van vloek nie. Dit is so 'n skerp woord. Ek kom nie hulle lag. Ons het lag skuldig dink. Ons almal doen dit. Die vrouens wat terugkyk, dis waar die moeder kom. Sal nie nou sien. Môre kan jy weer. Die wat is die jakkals. Dis 'n klein jakkals wat hier van die agterkant af besig is. En as jy kom kry, later is jy in 'n tweestryd en 'n woordestryd en ek vra jy nou toets dit. As jy so ruk in die gang is oor wat jy stry, dan vra jy vir die ander een, waaroor stry ons nou eintlik? Ek het nie al so verskil nou die dag oor dit. Let jy ons beklei nie, ons verskil oor dit. Reg. Ek sê vir, waaroor stry ons nou eintlik? Niemand kom so na 'n hoek. Ek sê, ons het klaar vergeet waar ons nou eintlik verskil oor hierdie ding. En dit gaan elke huwelik so. Maar weet jy my broers sit daar, as dit nie waak nie, is 'n deel van die jakkalsies wat inkom, as jy kom kry, word dit al hoe groter, dan word dit later 'n geweldige argument. Maar my eetkamer slop. Kyk mekaar in die oë soos die tafels, ag Here help ons. Here, ons help dit. Ons het besef dat die jakkals onder die deur gekom. Hy is op die wingerd. En wanneer jy die geringste van onvergewingsgesindheid het, en jy het in jou hart aggressie oor mense, kan jy vergewe. Ek sal nie vergewe wat aan my gedoen is nie. Wil ek vanmôre vir u sê, die jakkals kan gekom in jou geestelike wingerd, en daar is 'n probleem. Ek weet dis 'n aardige woord, ek gee wat die Here vir my gee. Weet jy wat dit die jakkals hier se kom? Wat eintlik die vrou sê, hulle kom wanneer hierdie wingerde in bloei staan, wanneer die bloeisels daar, hulle was lief om die soet blomme af te eet. As jy die bloeisels verwyder, dan verloor jy die oes. Wat hulle ook gedoen het, hulle het getongel en dan hulle die wortels gekou. Party van dit slaapplekke onder die projele gemaak. En dis wat gebeur by mense. Voor hulle kom kry, is daar jakkals in, en hy maak in jou prieel, en daardie geestelik bestel van jou, het hy slaapplek begin maak, en dan kom jy agter, dinge is nie meer reg nie. Dis nie meer vir my lekker om kerk toe te gaan nie. Kom dink jy, kom by ons nie kerk toe nie. As die jakkals hier is nog. Hoekom dink jy baie mense nie vir mekaar veel te sê nie? Iewers die jakkals ingekruip. Maar as die gesindheid reg is en my wingerd is reg, dan hanteer ons dinge op 'n ander manier, my broer en suster. Dan het die bloeisels geëet en dan is die halwe oes op die oes is verby. Omdat die duiwel in die fyn skrif kontraktueel jou en my oes gekaap het. Toe dit besef, ek sê vir Here, hy kom steel ons oes. Van julle is moeg dat daar van jou gesteel word. Ek praat finansiëel, jou huwelik, jou geestelik, op elke gebied. Ek is moeg daarvoor. Ek wil nie meer beroof word. Ek wil nie meer gesteel word van nie. Ek het hierdie week het dit regtig nie verloor nie. Ek was baie ongelukkig. Omdat voor vermoënde man vir 3 weke met my geld speel en my nie betaal nie. Ek sê vir Elsa, hierdie Filistyn kom nie in 'n kerk nie, dien God nie. Dis die netjieste klere, dis splinter nuwe Prado wat daar staan, het nog die nommerplaat op nie, al die goed is daar. Maar nie betaal my nie. Vir geen rede. En toe ek op 'n punt kom, toe ek vir 'n brief skryf, ek sê Here tot hier toe. En ek skryf sy naam en die datum, dit was die 2-3 dae, ek sê Here, hierdie ou sal my betaal. Ek eis dit, hy sal my betaal. En toe kom weer 'n man by haar te sê, hy sê nou vandag sal hy dit
Hy het my betaal. Want hy het nie die reg om een van hierdie jakkalse te wees in my wingerd nie. En ek wil vanmôre vir jy, laat die kop net bietjie gaan, waar jy beroof is, goed wat met jou gebeur. As jy vanmôre sê, Here, die jakkalse moet dood, is hierdie die môre, ek weet ons het nie uitgepak voor tot agter nie, as gevolg van die reën en, maar die wat jy is, moet jy wees vanmôre om te hoor, Here, ek gaan 'n paar van hierdie jakkalse doodmaak. Ek gaan hom net vang en ek gaan die buite los by klipmuur nie. Hy gaan terugkom. Jy moet vanmôre dit uitroei met 'n vasberaad en sê, Here, dit is verby. Dis klaar. Ek gaan nie meer in my hele lewensbestel verdere verliese vat nie. Die klein dinge wat groot vernietigend goed word. Daarom begin alles klein, maar dit eindig soms in 'n massiewe vernietigingssituasie. Die Here sê vanmôre, pas jou wingerd op. Elkeen van hierdie gemeentelede. Vra die Gees van die Here om van ons te lei geklaar maak. Alle gedeelte wat ons gelees het, sê dat dooie vliee die salf van die aptekers stink in die bederwe, sê die Bybel. Dit wil sê die salf wat jy nie kan gebruik om aanwend tot genesing. Het jy geweet dat ons sin, sy naam is so salf uitgegiet vir Jesus? Het jy geweet, u en ek is die aptekers salf? Dat is nie. As jy so verbykom en jy sien die seer, sê my boeta, dit gaan beter word. Ek kry 'n mannetjie waar ek werk met 'n fiets uit 'n kassie agter. Dis of van weet sy naam is Janie. Hy sê hom uit agter in sy kas het hy 'n stofsuiertjie uit seep. Hy ry rond, dan was die mense se karre. Ek kry hom by een van die vermoënde mense in die dorp wat ek werk. En toe kom sien, toe gebeur daar iets in my gees. Sien en te seer. Hy is daar as gevolg van. En baie keer is die jakkalse van ons verlede, ons ouers, ons paas, ons oupas, dinge wat gebeur het. Ek wil dit noem vanmôre, wat jou gesit het waar jy is vanmôre, is niks werd nie. Ek is niks werd, ek beteken niks nie. Ek praat met 'n jong dame in Nederland. Elsa is op kontak. Paat hulle gesteel. Hoe hulle die grens gekry het, hoe hulle in Nederland gekry het, weet niemand nie. Hy het as jong klein kindertjies Nederland toe gemolesteer. Die kinders verniel, behandel soos hy wil. En hy kon niks doen toe nie. Sy praat met 'n sterk Nederlandse aksent. Almal verwerpbaar wil net geld hê. En toe Elsa my die hele verhaal vertel, toe word ek hartseer, besef ek, Here, sy het nie gevra daarvoor. Party van julle wat hier sit, het nie gevra vir die agtergrond waar jy groot geword het nie. Jy het nie gevra wat met jou gebeur het nie. Maar die Here sê vanmôre, dis 'n jakkals wat ingekom het en hy kom roof, hy kom steel by jou. God sê hy kan herstel. God sê gee my kans. Ek sal jou nuut maak, ek sal jou heel maak. Daar's helende krag in die kosbare naam van Jesus. Daar's helende krag in salf, in daardie salms naam, naamlik Jesus. Daar's helende krag in 'n hand net op 'n skouer, op 'n hand op 'n voorhoof, wat sê, luister, God kan vir jou deurkom, God kan vir jou voorsien, God kan vir jou onderneem, hy kan vir jou deurkom vanmôre.
voel sterk vanmorgen door die leiding van die Heilige Gees. Om te vraag dat ons allemaal sal staan, die muziek sal ons zacht speel. As jy voel vanmorgen, Here, daar is so my geloof, op die een of ander manier, dan kom jy vorentoe. Ek wil graag net my hand op jou lê. Ek wil graag net jy met elke oog gesluit, om net vorentoe. Of het jou eie verwaarlosing is van jou vinger, en of het iemand anders is, wat jy kom skade maak, dat die vyand toegang gekry het. Vanmorgen is die môre. Ek weet nie vir wie allemaal nie, maar die Here sê vanmorgen is die oggend. Selfs die voorsangers, as jy vanmorgen gebed nodig het. Is belangriker as voorsang, die musikante, jy vanmorgen nodig het. Jy vanmorgen nodig het.